Baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondagoggend ingeskakel is na hierdie kosbare woord uit God se hart. En geliefdes, God sê, jou foute sal altyd 'n bespotting van jou blessing wil maak. Nou kom ons maak net die woord van God oop daar by Genesis 21. En dan begin ons lees vanaf vers 1, eers net tot met vers 4. Maar voordat ons begin lees, sê God, kom 'n bietjie uit jou eie kop en uit jou eie gedagtes uit. Kom ons lees nou die woord. Genesis 21 vers 1. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sien julle geliefdes? Van die begin van die skepping af loop dit soos 'n goue draad. God is 'n waarmaker van sy woord en sy beloftes. Vers 2, sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Sien geliefdes, gehoorsaamheid aan God is baie belangrik. Wanneer ons 'n paar hoofstukke sou terugblaai daar tot by hoofstuk 17, dan lees ons daar onder andere ook van Ismael, Abraham se seun by Hagar die slavin, wat saam met al die ander mans ook besny moes word, in opdrag van God. En ons mag dalk vra, hoekom? Omrede God sê, jou vlees moet altyd afgesny word. So voordat Abraham en sy mense kon fees vier, ons lees daarvan in vers 8 van hoofstuk 21, moes die vlees eers as ware verwyder word. En geliefdes, ons weet dat God gedurig deur besig is met snoeiwerk in jou en my lewe, nie waar nie? Omrede ons ook altyd heel eers ontslae moet raak van ons vlees. Want dit is altyd in die pad van ons beloftes. Jou vlees sal altyd in die pad staan van jou toekoms. Kom ons lees nou verder in hoofstuk 21, van vers 5 tot en met vers 10. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor sal vir my lag. Ekskuus tog, verskoon. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed en in sy ouderdom 'n seun in die wêreld kon bring? Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Nou luister geliefdes, jou fout sal altyd 'n bespotting van jou blessing wil maak. En daarom moet jy nooit vergeet dat wanneer jy besig is om fees te vier oor jou blessing nie, sal die fout wat jy ergens in jou lewe gemaak het, probeer om 'n bespotting van jou te maak, van hierdie blessing wat jy nou het. Ons sien dit in die woord. Kom ons lees verder, vers 11 en vers 12. Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Geliefdes, selfs al het Sara lank terug vir Abraham toestemming gegee om 'n kind by Hagar te hê, kom sê God nou vir Abraham om na Sara te luister. Ten spyte van die feit dat sy vir hom sopas gesê het, jaag jou slavin met die kind weg. Want die waarheid is, dit wat Sara gesê het, was waar. Want Abraham se probleem was, die oomblik toe hy 'n seun by Hagar verwek het hy gedink dis die eerste stap na sy belofte, dat God hom 'n groot nasie sal maak. En wanneer ons verder sou lees in vers 13, sal ons sien wat die karakter van God werklik is. Kom ons lees daar. Vers 13. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind.
En dit geliefdes wys duidelik vir ons dat God sorg net soveel vir jou probleem as wat hy vir jou blessing sorg. Is dit nie absoluut amazing nie? Kom ons lees in vers 14 tot 18. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit. En 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n pyl en 'n boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. En terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. En geliefdes, hier sien ons 'n heel ander deel van God se karakter. God is 'n waarmaker van sy woord en sy beloftes, omrede God alreeds vir Abraham gesê het, uit hom sal al die nasies kom. En ons sien Abraham het net 2 seuns gehad, Ismael en Isak, en uit hulle is die 12 stamme van Israel gebore. En Jakob, weet ons, het 12 seuns gehad. En daaruit sien ons geliefdes dat God sy beloftes gehou en waar sy beloftes gehou het en dit waar laat word het. Kom ons lees vers 19. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gemaak en vir die kind water gegee. Nou geliefdes, in hierdie skrif sien ons baie duidelik dat solank as wat ek en jy in ons emosies en ons gevoelens bly, solank as wat ons daar vashak, sal ons oë toe bly en nooit oopgaan om die blessings van God vir ons lewe raak te sien nie. Dis 'n feit. Die water was al die tyd naby Hagar, maar haar hartseer, haar emosies, het haar blind gemaak vir die blessings. Sy het nie die water gesien nie. Maar die oomblik toe sy in haar gemoed 'n bietjie tot bedaring gekom het, toe kon sy haar oë oopgaan en sy kon die water naby haar sien. Luister geliefdes, God wag altyd dat ek en jy eers rustig raak en tot bedaring kom, dan maak hy ons oë oop, dan praat hy met ons. Hy wag tot jou oë oopgaan sodat jy jou blessing kan sien. Kom ons lees in vers 20. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig geword met die pyl en boog. So ons aanvaar, hy kon vir hom ietsie skiet en hy kon selfs iets vir die pot maak. Maar nog steeds geliefdes, sien ons in hoofstuk 22 dat God vir Abraham gesê het om vir Isak te gaan offer. Julle onthou hierdie storie, julle ken hom baie goed. En ons sien dat Abraham God ook hierin gehoorsaam. Nou geliefdes, op hierdie punt, ek weet nie van jou nie, maar hierdie is iets waarmee ek nog altyd geworstel het. Ek meen vir 100 jaar. Sy hele lewe lank wag Abraham vir hierdie seun en nou moet hy hom gaan offer in opdrag van God. As ek en jy vanoggend, as jy ook eerlik wil wees, dan sal jy erken dat hierdie ook iets is waarmee jy worstel. Ek meen, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik om so iets te gaan doen? Maar luister mooi wat God gedoen het. Want in Genesis 21 sien ons hoe God Abraham se probleem gebruik het, om hom as ware te laat oefen vir dit wat op hom gewag het op sy pad na sy belofte. So geliefdes, jou probleem, huidiglik, mag dalk jou oefenloopie wees na die belofte wat God vir jou nog steeds in gedagte het. Abraham kon dit regkry, want hy het met Ismael, met die probleem wat hy gemaak het hy geoefen. En toe met Isak, het hy nie 'n probleem gehad om God te vertrou nie. Want onthou geliefdes, Abraham het oor lyne getrap met Ismael, omrede Ismael was eintlik 'n buiteegtelike kind.
En dit het 'n groot probleem vir Abraham gebly. Maar met Isak het Abraham geweet dat hy God kon vertrou, want God het sy belofte op die regte tyd, wat hy beloof het, aan Abraham in plek laat skuif. En Abraham het ook beleef hoe God vir Ismael, wat eintlik sy probleem was, bly sorg het en hom geseën het. En dit is hoe Abraham geleer het, dat hy God volkome kan vertrou. En daarom het Abraham geweet dat nadat hy en Isak die berg op is om vir Isak te gaan offer, in opdrag van God, en Isak hom gevra het, maar waar is die offerlam? Hy met vrymoedigheid kon antwoord, my seun, die Here sal voorsien. Omrede hy geweet het, dat God net so goed sal sorg vir die probleem, as wat hy sorg vir die blessing. Dis wie God is, dis die karakter van God. Geliefdes, het jy al so daaraan gedink? Dalk is dit die rede hoekom God ook vir my en jou toelaat om te worstel met probleme. Want daardeur is ons eintlik besig om te oefen. Want dan sal dit ook vir ons makliker wees om God te vertrou in die proses in jou en my lewe. Want daar is altyd 'n proses. So geliefdes, wat God eintlik nou vandag vir ons hiermee sê is, eerstens, en heel aan die begin van hierdie diens het ek gesê, kom 'n bietjie uit jou eie kop en uit jou eie gedagtes uit. Omrede jy kan nie 'n gedagte van God jou eie maak, as jy nie uit jou eie kop uitkom nie. Jy kan ook nie 'n blessing raak sien, solank as wat jy nog in jou eie kop en met jou eie gedagtes besig is nie. Want dan eers, geliefdes, sal jy weet, jy kan feesvier oor die Isak in jou lewe, die blessing, terwyl die Ismael in jou lewe die probleem, eintlik besig is om die spot met jou te dryf. Ek sluit af. So geliefdes, ek vertrou dat jy na vandag sal weet wat om te doen met die probleme in jou lewe. Jy beoefen dit, omrede dit jou in geloof laat wandel. En hoe kom jy uit jou eie kop en uit jou eie gedagtes uit? Jy doen wat die woord vir ons sê, oor en oor en oor. Een van die dinge wat die woord ons leer, raak ontslaaf van jou eie vlees. Ons sien dit baie duidelik ook opgeteken daar in Johannes 15. Want daar wys dit vir ons op die snoeiproses waarmee God besig is. Omrede geliefdes, God wil hê dat ek en jy as mense sal weet, dat ons nie langer sal wonder nie, maar dat ons sal weet. Jy kan nie in jou belofte van God aan jou inbeweeg nie. Jy sal gestak wees in jou probleme, jy sal nie kan oefen nie, jy sal ook verseker God nie kan vertrou, solank as wat jy nog nie uit jou eie kop uitkom nie. Dit is so belangrik. Want hier word elke gedagte van ons gewen of verloor in ons koppe. Daarom, geliefdes, is dit tyd dat jou vlees nou in die agterste sitplek van jou lewensmotor sal sy plek inneem. Omrede jou vlees mag nie langer die bestuurder van jou lewe wees nie. Want eers dan sal jy weet dat dit maak nie saak of jou Ismael, en luister mooi geliefdes, ons almal het 'n Ismael. Omrede ons almal foute in ons verlede gemaak het, omrede ons almal nog op 'n daaglikse basis foute maak. Daarom het ons almal 'n Ismael in ons verlede. Jy moet besef dat dit maak nie saak of jy dit het nie. God wil vir jou die Isak, die blessing in jou lewe gee om te ontvang, en dan sal jy fees vier. En dan sal jy ook weet, jy sal besef, jy sal sien, dat die Ismael probeer om 'n bespotting van jou blessing te maak. Ons sien Abraham moes van sy vlees ontslaa raak. En die oomblik wat hy dit gedoen het, het die gespottery gestop. So wat kom sê God vir ons? Dit.
Raak ontslaaf van jou Ismael, raak ontslaaf van jou vlees. Wat is dit? Daardie gevoelens, daardie emosies, daardie eie wil, daardie eie ek, daardie negatiewe gedagtes. En besef, jy het 'n belofte, jy het 'n Isak, jy het 'n blessing van God. En om werklik geliefdes jou blessing te kan leef, om dit te kan vier, moet jy die gespottery van jou Ismael stop. Jy kan dit doen. Die vraag is, hoe doen jy dit? Kom uit jou eie kop uit, want jou eie gedagtes is jou eie grootste vyand. Jou gedagtes is jou Ismael, jou probleem. En dis jou eie grootste vyand. God sê, kry jou Isak, jou blessing, jou gees terug, sodat jou Ismael geen ander keuse sal hê om te stop met sy gespottery nie. Luister mooi, jou vlees, my vlees, sal nooit submit onder God nie, want dit is nie so gemaak nie. Want onthou hoe God jou gemaak het, God het ons siel en gees gemaak. Maar dit het nodig om in iets te wees. Jou siel en jou gees kan nie rondsweef nie, dit moet binne in 'n liggaam gehuisves word. Daar iets is jou liggaam, jou vlees. En ek sê weer, geliefdes, jou vlees sal nooit onder God submit nie. En daarom sal jy uit jou eie kop uit moet uitkom, sodat jy elke dag kan leef in God se beloftes. Want dit, geliefdes, is sy hart vir jou en my. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Gaan leef hierdie week onder sy beskerming. Gaan leef hierdie week met 'n feesviering van jou blessings. Omdat jy uit jou eie kop en uit jou eie gedagtes uitkom. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here julle God wil julle gebede verhoor en julle sy vrede, sy liefde, sy guns in oorvloed skenk. God seën jou. Amen.